Gemeente, ons kan die Bybel oopmaak by vir my een van die kosbaarste tekste as dit gaan oor die werking van die Heilige Gees. En dit is 2 Korintiërs 3. En dan wil ek hê moet julle ook oopmaak by Romeine 12. 2 Korintiërs 3, Romeine 12. Vanoggend se tema, Margriet het hier 'n pragtige foto. Ons is God se spieëls van heerlikheid. Die wonder dat God deur die Heilige Gees my as 'n gebroke mens wat verlos is van sonde, wat deur Jesus Christus verlos is, die Heilige Gees in my het, en dat God vir my en vir jou omvorm en die heerlikheid van Jesus deur jou en my kan vertoon. As jy daaroor twyfel, vanoggend gaan ek die woord vir jou oopmaak en vir jou wys wat 'n werklikheid hierdie is. Sien uit daarna, wees oop om te hoor wat die Here deur die Gees vandag vir jou wil sê. Kom ons bid saam. Vader, dankie vir 'n wonderlike voorreg om die Bybel te kan hê. Laat ons hom vanoggend in Afrikaans kan lees. En dat ons hier vanoggend een van daai goue klontjies in die Bybel, eintlik 'n staaf goud, kan ontdek. Dat ons vir mekaar kan wys hoe 'n werklikheid dit is, en dat dit nie net 'n beeld of 'n metafoor is nie, maar dat dit 'n werklikheid is, as Paulus sê, ons weerspieël die heerlikheid van die Here. En Here, elkeen van ons, as hier dalk vanoggend iemand is wat dink, ag, ek is nie goed genoeg nie, of ek is nie heilig genoeg nie, of ag, gebruik maar iemand anderste, dan bid ons dat U deur die Heilige Gees, elkeen van ons vanoggend, oud en jonk, ek dink hier kan al kinders wees wat dink dis net vir groot mense, dat elkeen van ons, dat U ons sal aanraak deur die Heilige Gees, dat ons die werklikheid hiervan sal ontdek, en dat ons U, die Heilige Gees, sal toelaat, om dit meer en meer in en deur ons te doen, tot U eer alleen. Kom spreek U, Here, ons bid dit in Jesus naam alleen, amen. Ek het nou vanoggend 'n spieël gebring, nou vir die wat nou dalk 'n diens of 2 gemis het, vir die besoekers dalk, ons het 'n reeks begin rondom die werking van die Heilige Gees en vir mekaar uit die woord gesê hoe die Heilige Gees 'n werklikheid is. Uit Handelinge 2 gaan kyk na die Heilige Gees wat die wind is, die asem van die Here. En ek het hier so 'n poppie gehad wat ek opgeblaas het, dan staan die poppie regop en dan die oomblik as jy die wind wegvat, dan sak die poppie. En baie keer is dit ons ook as Christene, gevul deur die Heilige Gees. Die Heilige Gees is ons wind, ons asem, ons is aan die gang, maar wanneer die Heilige Gees ons dalk 'n blokkasie is, dan sak ons in mekaar. Ek is nog gered, ek gaan hemel toe, maar ek is pap, ek het nie die Heilige Gees in my nie. Die ander beeld wat ons gebruik het, Efesiërs 5, dat ons vervul moet word met die Heilige Gees. Die teks daar, 'n voortdurende tyd, teenswoordige tyd werkwoord, laat jou aanhoudend vul met die Heilige Gees. Wanneer jy begin met Heilige Gees vervulling, moet nooit ophou nie. 'n pragtige beeld, wat almal sal verstaan. Elkeen van ons wat 'n kar het, verstaan dit. Jy kan nie in 'n kar klim en hom koop en net ry nie. Jy moet by die petrolpomp gaan stop of die dieselpomp. Jy moet volmaak dat jy verder kan ry. En so is ons. Ons moet ons heeltyd laat volmaak deur die Heilige Gees, dat ons as Christene 'n verskil kan maak, dat ons as Christene kan leef en beweeg en kan leef tot eer van die Here, vervul met die Heilige Gees. Ons het verlede week gepraat oor 2 beelde
dat ons in die stroom van die Heilige Gees moet wees. So, moenie op die kantlyn staan nie. As dit die rivier van die Heilige Gees is, spring in. Laat die Gees jou lei. Ons lewe deur die Gees. Laat die Gees ons gedrag bepaal. Dit kan net gebeur wanneer jy in die stroom van die Heilige Gees is. En die ander beeld, die stortkop. Die dam, sê die Hartbeespoortdam, die Sterkfonteindam, al daai damwater stel die volheid van die Heilige Gees voor. En as ek en jy 'n 3/4 duim pypie is in daai damwal, dan kom God deur die volheid van die Heilige Gees en vooraan daai 3/4 duim pypie 'n kraan en 'n stortkop. Dan kom hy deur die volheid van die Heilige Gees en strome lewende water vloei uit ons uit. Dis die werking van die Heilige Gees. Die kraan is natuurlik my en jou eie ek. Ons kan hom toedraai of ons kan hom oopdraai dat die Heilige Gees kan vloei. Vanoggend 'n baie spesiale teks oor die in- en die deurwerking van die Heilige Gees in ons lewe. Nou as ons kyk na 2 Korintiërs 3, dan moet ons eintlik in 2 Korintiërs 2 begin, maar veral 2 Korintiërs 3 aan die begin. Daar kom Paulus in in 2 Korintiërs 2 se einde sê hy ons is saam met Christus in 'n triomftog. Dan 2 Korintiërs 3. Begin ons weer onsself aanprys of het ons miskien soos party ander mense aanbevelingsbriewe aan julle of van julle nodig? Julle is self God se aanbevelingsbrief. Nou, ek gaan nie daai hele teks lees nie, maar hier begin Paulus met die beeld van 'n aanbevelingsbrief. In daardie tyd, as jy prediker, en dis nog 'n baie jare tradisie gewees in die kerk, as hy in 'n plek gaan optree, dan moet hy 'n aanbevelingsbrief hê van die plek van waaraf hy kom, om te sê, hierdie ou is geloofwaardig, laat hy maar by julle optree. En dan kom Paulus daar en sê, ek het nie 'n aanbevelingsbrief nie. Maar weet julle wat is besonders? God het die gemeente, julle as 'n gemeente, julle is geskryf as 'n aanbevelingsbrief. So julle is die aanbevelingsbrief van God. En wat doen 'n aanbevelingsbrief? Dat die wêreld kan lees, dat mense kan lees. So Paulus kom en sê, daar's nie 'n papier, 'n inkgeskrewe aanbevelingsbrief nie. Deur die werking van die Heilige Gees is Christene, is 'n gemeente, die aanbevelingsbrief van God in hierdie wêreld. En jy Stella, ons wat hier sit, ons, en saam met ander Christene in hierdie dorp, is ons die aanbevelingsbrief vir verlore mense in Stella, dat hulle Jesus in ons lewe kan sien. Dat hulle sal weet, Jesus het nie net vir ons nie, maar ook vir hulle sondes gesterf. Julle is God se aanbevelingsbrief, en ek sluit myself daarbey in. So Paulus kom dan en sê, daar's nie 'n aanbevelingsbrief nie, God skryf ons as aanbevelingsbrief vir die wêreld. Maar dan kom Paulus, en hy kom doen iets baie besonders, en ek wil saam met julle dit lees. Ag, kom ons lees sommer daar vanaf vers 7. Die wet wat in die letter op die klip gegraveer is, het in heerlikheid gekom. Hierdie heerlikheid, wat tog gou sou verdwyn, het op die gesig van Moses geskitter, dat die Israeliete nie na hom kon bly kyk nie. As die bediening wat tot die dood lei, met soveel heerlikheid gekom het, hoeveel groter sal die heerlikheid van die bediening wat deur die Gees geskied dan nie wees nie. Nou kom ek stop net gou hier. Hier moet ons eintlik gaan lees wat het in Eksodus 34 gebeur. Daartoe Moses op die berg Sinaï was, vir 40 dae was hy in die teenwoordigheid van die Here. Hy het nie geëet nie, 40 dae van vas, 40 dae in die teenwoordigheid van die Here. Waar die Here vir hom gedikteer het, skryf hierdie wette neer, het hy die 10 gebooie op 2 kliptafels geskryf.
En toe Moses van die berg afkom, wat het gebeur? Hy, 'n gewone mens soos ek en jy, vir 40 dae in die teenwoordigheid van 'n lewende God, en hy skitter. Hy straal die heerlikheid van die Here uit. Soveel so, dat die Israeliete nie na hom kan kyk. Jy gaan lees gerus in Eksodus 34. En dan vers 9, die bediening waardeur die mense veroordeel word, het met heerlikheid gekom. Dit verwys na die wet. Hy sê, maar die bediening waardeur die mense vrygespreek word, oortref dit verre weg in heerlikheid. Ons kan sê, dat die heerlikheid van vroeër nie te vergelyk is met die alles oortreffende heerlikheid van nou nie. As wat aan die verbygaan was van heerlikheid gestraal het, Moses, daai, veel meer nog die blywende heerlikheid, wat van blywende heerlikheid skitter. Omdat ons hoop hierop gevestig is, tree ons met groot vrymoedigheid op. Ons is nie soos Moses, wat sy gesig met 'n sluier toegemaak het nie. Dit moes hy doen om te verhinder dat die volk van Israel sou sien dat die ligglans aan die verdwyn was. Nou as jy weer gaan lees in Eksodus 34, wat gebeur het is, Moses was nie bewus dat hy skitter nie. En hier kom hy by Aaron en hulle sê, "Wow, kyk hoe skitter jy." En die mense kan nie hoor wat hy wil sê nie, want hy straal net, en toe gaan hulle en hulle sit 'n kopdoek om. As hy met die mense praat, dan steek net sy oë uit. En nou wat Paulus hier sê, verbeel jy nou self, jy is Moses, en jy was vir 40 dae in die teenwoordigheid van die Here, en hierdie glans straal net. Maar nou is jy al minder in die teenwoordigheid van die Here en die glans neem af. En nou sê jou vrou vir jou, "Jong, jy skitter nie meer soos wat jy geskitter het nie." Wat doen jy? Om skynheilig te wees, draai jy nog steeds die doek om die kop. Dan loop jy nog steeds tussen die mense en die volk. Hulle dink jy skitter, maar jy steek eintlik weg dat jy nie skitter nie. En dis eintlik wat Paulus hier sê. Moses het agtergekom. In die begin het hy dit toegedraai, dat die mense hoor wat hy sê, nie net na die skitter kyk nie, maar later het hy toegedraai, omdat hy nie meer skitter nie. Hy was eintlik skynheilig. So, nou sê Paulus, ons is nie soos Moses, wat sy gesig met 'n sluier toegemaak het nie. Dit moes hy doen om te verhinder, dat Israel sien dat die ligglans aan die verdwyn was. Hulle verstand was ook toe. En vandag nog bly hulle verstand met dieselfde sluier toegemaak, as hulle die Ou Testament lees. Maar die sluier word deur Christus weggeneem, vir iemand wat in hom glo. Kan ek net gou sien, dis baie belangrik. Wie van julle glo in Jesus Christus? Steek net op die hand. Ok, dis vir julle. Die sluier word weggeneem deur iemand wat in Christus glo. Maar vandag nog, elke keer as die wet van Moses voorgelees word, is daar 'n sluier oor hulle verstand. Van Moses sê die skrif egter, elke keer as hy hom na die Here wend, word die sluier weggeneem. Want Moses, elke keer as hy dan in die teenwoordigheid van die Here gaan, het hy die sluier afgehaal. En nou kom ons by die kern vir vandag se boodskap. Die Here beteken hier die Gees. En waar die Gees van die Here is daar vryheid. Ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here. Want die sluier is van ons gesig af weggeneem. Ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat van ons uitstraal neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is. Kan ek net weer vers 18 lees? Daar's 'n klomp woorde, klomp goed wat ek vandag net vir 'n oombliekie gaan oopbreek. Ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here. Want die sluier is van ons gesig af weggeneem. Ons word al meer verander. Kyk na daai woorde, al meer verander.
Waarnaartoe? Om aan die beeld van Christus gelyk te word. Hier kom nog 'n wonderwerk. Die heerlikheid wat van ons uitstraal, neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is. Nou, ek dink vir al die dames in hierdie kerk, dalk baie manne ook, aan die dogtertjies, hulle ken mos hierdie speelietjie, dan gaan staan hulle voor die spieël, dan sê hulle, speeltjie aan die wand, wie is die mooiste in die land? O, dis ek! So, ons gaan nie vandag oor daai deel praat nie, want ek wou nou kom lag, so het jy dit gedoen? Nee, ag wou nou, hier moet ons eerlik wees, kom. O, het jy nie 'n spieël nodig om te weet, jy is die mooiste nie? Jo, daar sy, mooi wou nou. Ok, vandag se preek en die teks gaan nie oor selfsug. As jy enigstens vol is van jouself, dan kan dit wat vandag gebeur nie vir jou wees nie. Vandag is daai spieël daar, amper soos die prentjie, om te sê, God, ek en jy is God se spieël in hierdie wêreld. En God gebruik my en jou as 'n spieël om sy heerlikheid te wys. Maar vir jou om dit te verstaan, moet ek net so bietjie hierdie teks in 'n ander teks gaan oopbreek. Kom ons gaan kyk na hierdie woorde. Hy sê, ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here. Wie is ons almal? Ons almal is almal wat deur Jesus Christus gered is. Almal wat Jesus aangeneem het as die Here van hulle lewe. Almal wat deur Jesus hulle lewe vir hom wegleef. Almal wat kan sê, ek is saam met Christus gekruisig. Daai ons almal, julle sal onthou, ek het daai beeld al 'n paar keer gebruik, van dit is almal wat in Christus is. Die beeld van, hier is 'n stukkie beskuit, hier is 'n koppie koffie, kom ons sê die koffie is Jesus, ek is die beskuit. As ek in Christus is, dan dip ek myself nie net so in die beskuit nie, ek druk myself in die beskuit, en ek los myself daar, en later is die koffie in my, want ek is in die koffie. Almal wat in Christus is, dit is ons almal. So gee gou vir jouself 'n tik, is dit jy? As dit nie jy is nie, wil ek jou vra, kom praat met my. Laat ons seker maak, jy's deel van ons almal. Almal wat Jesus Christus as Here dien. Dis ons almal. So as dit jy is, daar's hy. Geef jouself 'n regmerkie, hier kom 'n werklikheid wat God in sy woord sê, 'n werklikheid is vir jou. Ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here. Dit is baie interessant, dat die ou vertaling, en wie van julle het 'n ou vertaling hier? Die ou vertaling sê, ons almal aanskou die heerlikheid van die Here, soos in 'n spieël. En nou het ek gewonder, wie is dan nou reg? Die nuwe vertaling wat sê, ons weerkaats die heerlikheid van die Here soos 'n spieël, of die ou vertaling wat sê, ons aanskou die heerlikheid van die Here soos in 'n spieël. En toe gaan vat ek maar my Griekse Bybel, en ek sien die Griekse woord vir Hannes. Waar is Hannes? Waar is daai? Hy sit seker hier binne, pas kinders op. Maar Hannes, jy wat hier in die moederskamer sit, jy wil graag leer. Die Griekse woord is katopdritzomenoi. Verstaan julle dit? Ek verstaan dit nie. Maar ek het 'n wonderlike Griekse woordeboek, Louw-Nida, so 2 rooi woordeboeke. En ek gaan soek toe hierdie woord op. En daar doen ek hierdie ongelooflike ontdekking. Daar is een woord in Grieks wat 'n teenoorgestelde betekenis het. Maak nie saak hoe jy hom vertaal nie,
jy gaan hom reg vertaal. En hierdie woord wat Paulus hier gebruik, kan vertaal word met aanskou die heerlikheid van die Here soos in 'n spieël, of weerkaats die heerlikheid van die Here soos 'n spieël. So ou vertaling en nuwe vertaling is reg. En toe dink ek, okay, maar wat moet dit dan wees? Die antwoord lê in Exodus 34. Moses was in die teenwoordigheid van die Here vir 40 dae. Hy het vir 40 dae die heerlikheid van die Here aanskou. En toe hy afstap sonder dat hy daarvan bewus was, wat gebeur? Toe weerspieël hy die heerlikheid van die Here. Ons almal kan dan ook nie verwag dat God sy heerlikheid deur ons weerspieël as ons nie ook in God se teenwoordigheid gaan sit en in gebed en in woordstudie sy heerlikheid aanskou nie. So die eerste selfondersoek vanoggend, of dalk nou al die tweede ene, hoe maak jy tyd om die heerlikheid van die Here te aanskou in die woord? In gebed. So, ons almal aanskou die heerlikheid van die Here, want die sluier is van ons gesig af weggeneem, maar daai aanskou ook weerspieël, selfe woord. Want die sluier is van ons gesig af weggeneem, en dan kom hierdie woorde, ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Ek wil vir 'n oombliekie stil staan by hierdie woord verander. Hy sê daar's iets dinamies in ons as Christene se lewe aan die gang. Ons bly nie staties op een plek nie. Ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Nou weer eens die Griekse woordjie wat vir verander gebruik word, is metamorfao. Metamorfo. Julle hoor die woordjie metamorfose. Daar's 'n metamorfose wat aanhoudend in ons lewe gebeur. Maar nou moet ek teruggaan na Romeine 12 toe. Want Paulus gebruik dieselfde woord in Romeine 12 vers 2. Romeine 12 vers 1 kom Paulus en hy sê, gee julle self aan God as lewende en heilige offers, wat vir hom aanneemlik is. Letterlik in die Griek staan daar, gee jou liggaam aan God as 'n lewende en heilige offer. Nie jou siel nie, jou liggaam. Gee jouself aan God as 'n lewende en heilige offer, wat vir hom aanneemlik is. Dit is wat egte godsdiens voor God die Vader. En dan kom hy in vers 2. Laat God julle verander, deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Daar gebruik Paulus vir die eerste keer hierdie woordjie metamorfo. Laat God julle verander. Dadelik hoor julle, dit is 'n werkwoord wat sê doen dit, maar jy is passief. So al wat ek en jy kan doen is, nommer 1, ek gee myself vir God. Ek aanvaar Jesus is die Here van my lewe. En dan kom ek, want hierso is goed dalk nog siek en deur mekaar. Ek het sondige gedagtes hier, wat ook al. Laat God jou verander. Dan sê ek, Here, hier is ek. Kom verander my, kom vernuwe my denke. Dan kom die Here en hy kom doen die metamorfose hier in my gedagtes. So laat God jou verander. Want ek kan nie 'n geestelike transformasie in my lewe bring nie. Net God deur die Heilige Gees kan dit doen. So ek moet God toelaat om dit te doen.
So kom ons sê, ek het dan tot bekering gekom, en nou laat ek God toe om my lewe te verander. Nou kom ek terug by hierdie teks, want hier gebruik Paulus dieselfde woord, net 'n bietjie anderste. Metamorphometa beteken letterlik are being changed into. Hierso kom ek lees hom in Afrikaans, ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Are being changed into. Ek en jy is passief. Ek en jy kan niks doen om dit te bereik nie. Dit is weer eens 'n passiewe werkwoord vir my. Laat God dit doen, is iets wat God doen in jou en my lewe. En hier is ek en jy, kind van die Here, en nou kom die Heilige Gees van God, en hy kom verander my, are being changed into what? The image of Jesus Christ. Ons word al meer verander na Christus gelykvormigheid. Al meer verander om die heerlikheid van die Here in hierdie wêreld te vertoon. Al meer verander dat mense Jesus in jou en my lewe kan sien. Glo jy dat dit 'n werklikheid is? Glo jy dat God deur die Heilige Gees dit in 'n Christen se lewe kan doen? Glo jy dat God deur die Heilige Gees dit in jou lewe kan doen? En dit is wat God wil doen. Al wat hy wil hê is, Here, hier is ek. Kom deur die Heilige Gees en kom doen dit. Ek stel my tot u beskikking. Onthou die beeld van verlede week, die kraan. Ek kan die kraan toedraai en sê, Here, nee, dit is nie van my nie. Of Here, kom doen dit deur my, hier is ek. Al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Met ander woorde, in plain Afrikaans beteken dit, dat God deur die Heilige Gees kom, en op 'n manier kom verander hy my en jou lewe, dat ons al meer Jesus vertoon in hierdie wêreld. En nou ek weet, dalk sê Dion, stop, ek gaan nou 3 getuienisse met jou deel. Ek wil net hier verder hierdie teks oopmaak. En dan kom Paulus en hy sê, die heerlikheid wat van ons uitstraal, neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is. Dan 2 goedjies. God kom nie net en hy kom doen dit en dit bly nie daar nie. Dit word meer. Dit neem steeds toe. Verwag dat dit sal gebeur en verwag dat dit gaan toeneem. En dit doen die Here wat die Gees is. Vriende, hier het ons te doen absoluut met die wonderwerk en die krag en die werking van die Heilige Gees in en deur jou en my. Dit doen die Here wat die Gees is. So, as ek hierdie teks dan oopbreek, dan sê die Bybel vir my en vir jou as Christen vandag baie duidelik. Ek en jy, die Heilige Gees kom doen in ons as sy kinders, as God se kinders, 'n fenominale ding wat ons dalk eers van bewus is nie. Hy kom vat ons, dan kom, en al wat ek en jy moet doen, is ons moet die heerlikheid van die Here aanskou. Ons is in 'n verhouding met hom, die Heilige Gees is in ons aanskou die heerlikheid van die Here. En dan kom doen die Here deur die Heilige Gees 'n wonder. Hy kom vertoon die beeld van Christus deur jou en my. En dit is die werking van die Heilige Gees, en dit neem steeds toe. Christus gelykvormig. En daar's die spieël. En ek en jy is God se spieël in hierdie wêreld. God wil letterlik vir jou vat en sê,
Kan ek jou gou gebruik in hierdie ou se lewe? Ek wil net gou Jesus vir hom wys. Ek wil net gou denk deur jou, nee, kom ons vat maar iemand anders te daai baard. Ek wil net gou deur jou Jesus vir iemand wys. Laurens, moenie so kop onderstebo sit nie. God wil deur jou Jesus vir mense wys. Tel die kop op. Nou. Ek wil nou net na die negatief toe gaan, nou gaan ek met 3 positiewe getuienisse afsluit. Ek lees, it is a bewildering paradox that 1/3 of all American adults claim to be born again and yet fail to impact society, which becomes sicker and more corrupt day by day. En daardeur, ook in ons land, ook in ons dorp, is daar soveel mense wat sê, ons is Christene. Maar ons maak nie impak nie. Ons lewe maar net soos die res van die wêreld. Ons kan maar Galasiërs 5, die sondige lewe, is maar ons ook min of meer. Die paradoks van ons sê ons is Christene, maar ons lewe wys dit nie. Die paradoks, daar's 'n groot stukkie seer wat Gerda gister in 'n jong vroutjie se lewe opgetel het. Wat sy sê, ek het hier seer gekry. Ek kan nie glo dat hier, en met hier bedoel ek, hier NG Gemeentestelle, mense is wat wil help nie, want ek het hier seer gekry. Hier tussen mense wat sê hulle is Christene. En dan moet ons sê, nee, kom ons verander dit, want God wil ons op 'n ander manier gebruik. Hy wil die heerlikheid van die Here deur ons wys vir mense. Hy wil deur ons dalk in hy selfde kind se lewe gaan wys. Jesus het jou lief. Jesus aanvaar jou net soos jy is. Maar ek en jy moet onsself oopstel dat die Heilige Gees dit deur ons kan doen. So gee jouself oor vandag aan God en sê, Heilige Gees, hier is ek. Kom verander my om aan die beeld van Christus gelykvormig te word. 3 getuienisse. Een van die jong manne wat hier was by YWAM, vertel Woensdag aand sy getuienis. Hulle staan langs die Ganges rivier en hy bid dat die Here iemand sal stuur met wie hy die evangelie kan verkondig. En hier kom staan 'n Indiese man langs hom. En net daai oggend het hy tot sy gode gebid, Here, laat ek vandag die waarheid ontdek. Dat ek vandag ontdek wie die ware God is. Hier kom staan hy langs hierdie ouetjie van YWAM. En hulle begin praat. En hy deel die evangelie met hom. En toe hy vir hom vra, wil jy Jesus aanneem, want Jesus is die waarheid. Jesus is liefde. Jesus, en hy noem 'n klomp voorbeelde van wat Jesus in sy lewe kan wees. Toe sê hy, ek sal dit graag doen, want ek het daai Jesus nou in jou lewe gesien. Ek het nou in jou lewe gesien, dit wat jy sê is die waarheid. Ek sien in jou liefde, ek sien in jou. Wat het daar gebeur? Sonder dat hierdie ouetjie van YWAM dit weet. Hier kom 'n ongelowige, en God kom deur die Heilige Gees, en alles wat hierdie ou nodig het, kom weerspieël hy deur 'n doodgewone, gewillige kind van die Here, wat net daar langs 'n rivier staan,
kom vertoon hy die heerlikheid van die Here. 'n Pa en 'n ma, ek doen 'n seminaar. 'n Pa en 'n ma kom tot bekering. Hulle hele lewe verander. Hulle het 3 kinders. En die oudste ene is standaard 1, wat graad 3, en dan gaan hulle klein tot 5 jaar oud. En hulle ry terug Pretoria toe, en hulle kom by die huis, en hulle spandeer 'n bietjie tyd saam met hulle kinders. En daai 3 kinders stop hulle pa en ma, en sê, papa, mamma, waar was julle? Julle lyk anders. Hoor wat sê die kinders vir papa en mamma. Waar was julle? Julle lyk anders. En kon daai papa en mamma vir hulle kinders gesê het waar hulle was, dat hulle tot bekering gekom het. En die papa en mamma sien my verskillende tye, en hulle albei kan nie wag om hulle getuienis vir my te gee, van hoe die kinders gesê het, julle lyk anders, waar was julle? En toe kon daai papa en mamma, hulle 3 kindertjies na Jesus toe lei. Het iemand al vir jou gesê, jy lyk anderste? Dan moet jy weet, as dit die dag gebeur, dan moet jy alles neersit wat jy daar is om te doen. Dan moet jy sê, kom ek praat met jou bietjie oor Jesus, want dan gebruik God jou om Jesus se heerlikheid te weerspieël. In my eie lewe, weet, ek het baie hierdie teks gelees, dan dink ek, ja, right, is dit dalk beeldspraak, is dit 'n werklikheid? En in my eie lewe het ek in 1995 in Marokko op die Casablanca lughawe besef hierdie teks is 'n werklikheid. Staan in Casablanca lughawe, ons is op pad Tunesië toe om vir Tunesië te gaan bid. 6 ure op die lughawe, klein plekkie, net so dan sê deur alles. En ons staan daar in 'n juwelierswinkel en Tayyip en Nadia, 'n man en 'n vrou, staan aan daai kant. Sy werk by die juwelierswinkel, haar man het vir haar kom kuier. En ons staan en gesels, en Benny Mostert het vir ons gesê, julle sê vir niemand julle is Christene nie. En nou praat ons maar, en op 'n stadium vra ek vir hulle, vertel my van die moslim geloof. En Nadia sê, ag, it's easy to describe. Sy sê, is net 'n baadjie wat die mans aantrek om al die gemors in hulle lewe weg te steek. En sy lê so vooroor op haar toonbank, dis net goue juwele, en sy druk haar vinger net hier. En sy sê, but you, there's something different in you. What is it? Sy sê, ek het werk 11 jaar op hierdie lughawe. Ek het al duisende Europese toeriste gesien. There's something different in you. What is it? En wat was dit? Dit was God wat op daardie oomblik net vir Dion van der Berg as 'n spieël gebruik het om vir 'n moslim man en vrou Jesus te wys. En ons moes toe nou gaan, want ek was toe nou bang. Benny het gesê, moenie vertel jy is Jesus nie, en ek het net gesê, we are Christians, I'm a Christian, you see Jesus. En toe ons terugkom, het ek die hele evangelie vir hulle geskryf, die plek was toe, in Engels, en ek het dit onder daai deur gestoot, en ek glo Tayyip en Nadia het die evangelie gelees. Hier is dit. Ek en jy is God se spieël in hierdie wêreld wat hy wil gebruik. En God kom deur die Heilige Gees, en dalk op 'n punt wat ek en jy dit nie verwag nie, wil hy sy heerlikheid vir iemand met wie jy besigheid doen, iemand wat vir jou werk, wil hy Jesus wys.
Is jy reg? Is jy oop dat die Heilige Gees deur jou kom om Jesus vir mense te wys? Gemeente, ons is die enigste instrumente wat God in stel hou en in ons leefwêreld wil gebruik om Jesus te wys vir mense daar buite. Daarom kom hy in sy Bybel en hy sê, ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here. Want die sluier is van ons gesig af weggeneem. Ons weerspieël al meer die heerlikheid van die Here. En die heerlikheid wat van ons uitstraal neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is. Absoluut die werking van die Heilige Gees. En daar waar jy sit, enigste opdrag, gee jouself. Daar waar jy sit, gee jouself en sê, Here, ek wil dit beleef. Hier is ek, kom gebruik my. Ek gee vir jou tyd vir stil gebed. Heilige Gees, hier is ons as 'n gemeente. En ons wat hier besoek vandag, hier is ons. Dankie dat ons hier kinders is. Ons stel onsself oop vir die werking van die Heilige Gees in en deur ons. Kom verander my, Here, en kom vertoon U heerlikheid deur my, orals waar U dit wil doen. Ek is tot U beskikking. Amen. Kom ons dien die Here met ons offergawe.